Nou vriende, u kan asseblief saam met my, as u die Bybel saam gebring het, oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6. Ons gaan 'n paar verse daar lees, vanaf vers 10 af, en dan gaan ek ook omblaai na 1 Timoteus hoofstuk 2 toe. Ek sluit vanmôre aan by verlede Sondag se boodskap, toe ek met u gepraat het oor die vermiste skakel, die geheim van die eerste gemeente, wat moontlik by ons in die laatuur waarin ek en jy lewe in die kerk van vandag so ontbreek, dat dit gebed is. En vanmôre gaan ek met u praat oor, maar waarom moet ons bid? So in hierdie 4 boodskappe wat ek die voorreg het om hier by u te bring, 2 boodskappe oor gebed, en ons gaan lees eers net uit Efesiërs hoofstuk 6 uit. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Baie besondere woorde hierdie. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smekinge vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. So hier is 'n baie duidelike opdrag, 'n oproep van Paulus dat daar vir hom gebid sal word, dat daar vir predikers gebid sal word, sodat die woord van God gepreek moet word met vrymoedigheid, soos dit gepreek moet word, soos God dit wil hê, dit gepreek moet word. Anders, as ons nie bid nie, dan word die woord gepreek soos wat mense dit wil hê en mense dit wil hoor. So ek wil net ook weer 1 Timoteus 2 lees vir u. In die eerste plek, en ek het daarby oor hierdie vers ook met u iets gedeel verlede Sondag. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, nou hierdie woord smekinge het te doen met ek het niks. Ek het absoluut niks. En as ek iets wil hê, kan net God dit vir my gee. Dis waaroor hierdie woord smekinge gaan. Gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustig en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Dankie. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis
op die regte tyd. Ons gaan net tot daar lees en daar, vriende, het ons ook die rede waarom ons moet bid en die motivering wat die Here vir ons in die woord gee, waarom ons moet bid. En ek het ook verlede Sondag so ietsie daaroor met u gedeel. Ek gaan vra dat al die manne wat kan staan, kom ons staan, dan gaan ons saam bid. Dierbare Here, ons buig vanmôre ons hoofde, ons harte voor U, die hoë en die verhewe God, die skepper van die heelal, die hemel en die aarde en alles wat daar is, het U gemaak. En Here, ons aanbid U omdat U God is. U woord leer vir ons dat U naam is heilig. U woon in die ewigheid, maar U maak ook woning by die nederige van gees. En wanneer ons vanmôre ons voor U buig, is dit in diepe dank en in aanbidding, in afhanklikheid teenoor U. Here, wat is die mens dat U aan hom dink? Wat is die mens se kind dat U hom besoek? O Here, U kon U verborge in U hemelhuis gehou het. U kon toe die sondeval plaasgevind het gesê het, ek wil met die mens niks te doen hê nie. U kon ons gelos het om in ons sondes te sterf. Maar U het 'n verlosser beloof en 'n verlosser gegee. En ons het iets daarvan gelees wat homself gegee het as 'n losprys. Here, en ons dank U vanmôre dat U aan ons gedink het en dat U nog steeds aan ons dink, dat U ons onderhou, dat U woord deur jare bewaar laat bly het, behoue laat bly het, dat ons U woord en U wil kan verneem. Dankie dat ons kan bid. Dankie dat 'n nietige skepsel soos ons met die hoë God in gebed kan praat. Dat U met ons kom praat deur U woord, Here. En dat ons dit kan waag om in die naam van Here Jesus, deur die leiding en werk van die Gees wat in ons harte woon en uitroep, Abba Vader. Here, dat ons met U, die hoë en die verhewe God, kan praat. Dat ons behoeftes voor U mag noem. Dat ons voor U mag smeek en ontvang. Dat ons U mag dank, dat ons U mag ken. Dat U ons ken. Here, ons wil U vanmôre aanbid. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir elke broeder en elke suster, elke jong mens, elke kind. Ons bid vir die leraarspaar, vir Dominee Jakes hulle, dat julle baie besonder sal seën daar waar hulle is. En ag Here, ons bid vir die gemeente, ons bid vir U gemeentes, U kerk. Ons weet ons leef aan die einde van die dae, ons bid Here vir 'n lewing. Ons bid Here vir 'n ontwaking, ons bid vir die Gees van die Here, om 'n gees van verootmoediging vir ons uit te stort, en 'n gees van gebed. Ons bid vir ons land. Here, U ken die toestand. Ons bid Here vir elkeen wat hoog geplaas is, dat U sal red, want dit is goed en aangenaam voor God. Ons wil hê dat alle mense gered moet word. Ons bid vir die Midde-Ooste krisis, ons bid vir Israel, die vrede van die Here Jesus daar, die vrede van Jerusalem. O, dat U gou sal kom, Here. Dat U kinders gaan kom haal en dat U hulle sal red. Dit is ons gebed. Seën ons vanmôre nou, dat ons met geopende harte U woord sal hoor, sal verneem wat U vir ons wil sê, Here, en ons eer U in Jesus naam met dank. Amen. Ons gaan nou nie weer 'n lied saam sing nie, maar vriende, ek wil U aandag vestig op dit wat ons hier gelees het, dat Paulus skryf vir ons, dat ons by elke geleentheid moet bid. Dat hy dit vir ons in Efesiërs skryf, en hy skryf dit vir ons in die boek Timoteus, dat ons by elke geleentheid moet bid. En dit mag wees dat die onderwerp oor gebed
vir ons so algemeen geraak het. Ek wil amper sê so alledaags geraak het. Ons bid mos, sê ons almal. Dat het vir ons so algemeen geraak het, maar dat ons tog die krag en waarom en hoekom en tot wie ons moet bid, dat ons dit verloor, dat ons iets van dit verloor. En dat, soos verlede Sondag vir u gesê is, ons gaan so aan met ons patrone, ons lewens. Ons is hier, ons is daar, ons moet dit doen, ons moet hierdie afhandel, ons moet aangaan. En ons is almal in hierdie absolute besige skedule vasgevang. Dat ons iets verloor van om waarlik voor God te buig, in ontmoeting met hom te kom, in gesprek met hom te kom. Ons hart, soos Dawid het elke male skrywe, voor hom uit te stort. En die woord van die Here, die getuienis van die Heilige Gees en die vrede van die Gees van die Here en die leiding van die Gees van die Here en die wil van God te verneem en op te staan in vrede nadat ek gebid het, of wanneer ek my oë oopmaak as ek my oë sou gesluit het, want dis nie waaroor dit gaan nie, maar ek het met God gepraat en ek het geweet daar was kontak met die Here. Nou ek weet, liewe vriende, ons het nie altyd die geleentheid om so te bid nie, want ons kan agter die kar se stuurwiel bid. Ons kan bid wanneer ons tussen die winkelrakke beweeg, maar jy weet, jy praat met die heilige en die lewende God. Jy as skepsel, as nietige mens, ons praat met die Here. As jy ooit die boeke van E.M. Bounds kan kry en dit kan aflaai, deesdae kan jy dit mos aflaai, E.M. Bounds. Liewe vriende, dan lees jy oor hoe hierdie man skryf oor gebed. Hy het onder meer gesê, om baie met God alleen te wees, is die geheim om hom te leer ken. En ek dink baie keer ken ons nie meer die Here. Ons ken hom as verlosser, uit ons siele uit genade gered. Ons is daarvan oortuig, ons is die sekerheid daarvan, maar ken ons God? Wat wil die Here? Wat is sy plan? Wat is sy doel vir ons, vir my vrou, vir my man, vir my kinders, vir my kleinkinders? Hy skryf om baie met God alleen te wees. Dit is soos tussen jou en jou vrou, om baie by mekaar te wees. Dis waar jy leer ken. Hy sê om hom te leer ken, in invloed by hom te hê. Hy gee toe aan 'n volhardende geloof wat hom ken. Hy skryf, hy skenk sy rykste gawes aan hulle wat hulle begeerte vir en hulle waardering van daardie gawes openbaar, deur die standvastigheid sowel as die erns van hulle dringendheid, die dringendheid. Een van die ou kerkvaders vroeër jare met die naam van Richard Newton het geskryf, hy sê, die vernaamste oorsaak van my geestelike dorheid en onvrugbaarheid is te wyte aan 'n onverklaarbare agterlikheid om te bid. Dis wat 'n kerkvader, dit is een van die vernaamste predikers 'n paar eeue terug wat hy geskryf het. Hy sê, ek het ontdek, ek is nou onvrugbaar, ek is ontdek, daar's 'n dorheid in my geestelike lewe, daar's 'n barheid, 'n droogheid in my geestelike lewe. Hy sê, ek het ontdek, dis te wyte aan 'n onverklaarbare agterlikheid om te bid. En hy sê, gebed en geloof word nooit teleurgestel nie. So, liewe vriende, as ons dan die skrif kyk, as ons dan die woord van die Here kyk, as ons kyk na wat Paulus geskryf het en die profete geskryf het selfs, en as ons kyk na wat Jesus gesê het en Jesus gedoen het, dan weet ons ek en jy moet bid.
dan weet ons dat God het ons 'n kanaal gegee van gelowige gebed, wat die hemel kan raak, wat op aarde hier 'n invloed kan uitoefen, wat ons lewens en die lewens van ander vir wie ons bid, en vir die sake waaroor ons bid, beslis kan verander. Ek meen vriende, as God, wat die skepper van hemel en aarde is, alles gemaak het, op die bevel van sy woord, die uitspreek van sy woord. Wanneer ons bid, kan God 'n woord spreek, en God kan doen, soos wat die woord vir ons leer, ver bo kan wat ek of jy bid of dink. My vriende, dis duidelik dat Paulus se lering aan 'n jong dominee, aan Timoteus was, om te bid, by elke geleentheid. En dit is nou maar eenmaal so, dat as daar mense is vandag en deur die eeue heen, wat deur God gebruik is, op een of ander manier, dis nie almal wat sielewenners word nie, dis nie almal wat predikante word nie, dis nie almal wat sendelinge word nie, maar waar die Here jou geroep het, daar in jou huis, daar tussen jou kinders, daar by jou werk, daar by die skool, is dit nou maar dood eenvoudig so, dat waar iemand, 'n kind van Here, deur God gebruik is om iets vir hom te beteken, al is dit om iemand te bemoedig en te versterk, is dit deur mense van veel en kragtige gebed. Die volharding in die binnekamer deur die geskiedenis heen, in die lewens van Gods manne en vroue, het deur die jare 'n resultaat gelewer van God se arm wat in beweging gekom het, waar God siele gered het, waar die Here gemeenskappe gered het, waar die Here herlewing gestuur het. Vriende, wanneer ons bid, dan werk God, God antwoord. Hy is die hoorder van gebed, en hy is die verhoorder van gebed. En wanneer ons bid, dan red die Here. Dan red die Here mense, dan heilig die Here mense, dan herstel die Here teruggevallenes, dan herstel die Here huwelike en gesinne. Dan bring die Here lewe waar doodsheid was. En deur die jare is dit bewys, liewe vriende, dat wanneer kinders van God getrou, volhardend begin bid, is daar 'n God in die hemel, soos Daniël van Nebukadneser gesê het. Die dode besweders kan niks doen nie, die towenaars kan niks vir jou doen, hulle weet niks van hierdie droom wat jy gedroom het nie, maar daar's 'n God in die hemel, wat knope kan oopmaak, wat geheimenisse kan deel. En wanneer ek en jy bid tot hierdie God in die hemel, dan is daar 'n God in die hemel, wat in die lewens van diep verlorenes in werk, in die harte van diep versonke sondaars, om lewenspatrone te breek, om siekes te herstel, gesond te maak, mense van krankhede gesond te maak, maar dit is altyd so, soos wat die Here Jesus gesê het, sal ek die geloof op aarde vind. Sal ek die geloof op aarde vind. Vriende, blaai ons deur die woord van die Here, dan kom ons af op hierdie mense wat so gebid het. Verlede Sondag ook vir u gesê, Abraham, dink net hoe daardie man intree, vir sy broerskind, vir Lot, daar in daardie verskriklike plek, en die Here engele stuur om hom te gaan red. Moses se bediening was een van voortdurende ontmoetinge met God. Van daardie dag dat die bos gebrand het, 'n brandende braambos. En Moses sy roeping leer ken het, sy taak, sy doel op aarde. Kan jy maar gaan lees hoe dat hy die teenwoordigheid van God beleef en ervaar het. Alleen met God op die berg, in voorbidding vir hardnekkige volk. Blaai jy deur die psalms van Dawid, dan vind jy 'n man gedurig in verootmoediging voor God,
'n man wat geken is en geken word as die man na die hart van God. Want hy was naby aan die hart van God. En jy sien hoe hy sy siel, sy hart voor God gedurig uitstort. Naby aan God geleef. Want dit was 'n man wat in gebed geleef het. En daarom vind jy sy psalms deurweek met trane, selfs as hy die diepste, die ergste sonde gedoen het. Hoe daar berou vloei uit sy hart en sê, Here, U weet alles, Psalm 51. Die profete van ouds kon die stem van God hoor en hom leer ken, want hulle was bekend met sy stem. Elia, ons lees hoe dat Jakobus van hom skrywe, hy was 'n mens net soos ek en jy, vlees en bloed, uit stof gemaak soos ons, 'n mens net soos ons. Maar die Bybel sê hy het ernstig gebid. Hy het ernstig gebid. En die Here het vrug gegee op sy gebed. Jy dink aan Nehemia toe hy hoor van die poorte en die mure wat stikkend en verbrand is. Hoe hierdie man gevas en verootmoedigheid voor God en uiteindelik die mure gaan herstel het. Daniël toegesluit, waarom? In 'n leeukuil, waarom? Omdat hy gebid het. 'n kinderloos en ongelukkige Hanna stort haar hart uit voor God, omdat sy kinders het nie. Sy bid, Eli die priester dink sy is onder die invloed van drank. Maar hierdie vrou bid, en God gee haar die behoefte van haar hart. In die Nuwe Testament, vriende, wil ek vir julle sê, vanaf die eerste keer dat die disippels vir die Here Jesus gevra het, Here, leer ons bid. Hulle het gesien hoe dat hy bid. En ek sê altyd, as die Here Jesus wat God is gebid het, ek meen vriende, hoeveel te meer moet ek en jy nie bid nie? As Jesus niks gedoen het om sy Vader te ken, deur gebed, hoeveel te meer moet ek en jy nie daardie voorbeeld volg nie? Vanaf die eerste keer dat die disippels Jesus gevra het, Here, leer ons bid. Tot die afsluiting aan die einde van die geskrewe woord, Openbaring 22 vers 20, het ons te doen met 'n boek oor gebed. Want Openbaring 22 vers 20 is 'n gebed. Ja, kom Here Jesus, kom gou, en die Gees en die bruid sê, ja kom, hulle bid. Want dit is 'n gebedsboek. En ons vind dit deur die sendbriewe van Paulus, Petrus en Johannes, hulle godvrugtigheid. Sal ek en jy 'n geskiedenis maak van Jesus, ons meester se lewe op aarde? Maak 'n studie oor sy lewe. Dan gaan jy sien, dit bring jou by waar hy nagte in gebed was, alleen met sy Vader. Hoe dat hy tot sy Vader geroep het. Hoe dat hy hom moes terugtrek, omdat hy 'n besige man op aarde was. Die skare het hom besig gehou, hulle het hom lastig geval. Maar hy het altyd goed gedoen aan mense, maar soms moes hy hom terugtrek, om met sy Pa te gaan praat. Maak jy studie van die Here Jesus se lewe op aarde, vriende, dan sal jy sien, dit bring jou uit by die nag voordat hy die disippels gekies het. Bid hy tot sy Vader. Die nag voordat hy die grootste preek op aarde, die bergpredikasie, gepreek het, vind jy hom 'n nag in gebed met sy Vader. Kom jy in jou studie oor die Here Jesus aan die einde van sy lewe op aarde, by die kruis, sy aardse lewe, sy bediening op aarde, staan jy voor die kruis, dan hoor jy, hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hy bid. En as jy studie sou maak oor die lewe van die Here Jesus op aarde, dan som die Hebreërs skrywer dit so op in Hebreërs 5 vers 7, hy sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met 'n sterk geroep en trane aan hom geoffer het,
wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. So gebed was vir die Here Jesus glad nie net 'n algemene eenvoudige saak nie. Dit was 'n offer aan sy Vader. Vir die natale kinders van God het hierdie geheim, hierdie patroon van godvrugtigheid, 'n godvrugtige lewe deur volhardende gebed gevolg. Jy kan gaan kyk in die kerkgeskiedenis. Onthou, liewe vriende, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Ek en jy is vandag hier, omdat daar mense is, wat hulle lewens gegee het vir die behoud van die evangelie, en die behoud van die woord. As jy 'n studie gaan maak, oor die kerkvaders, die martelare, die hervormers, die puriteine, dan sal jy altyd sien, hierdie mense was mense, wat volhardend, getrou, gebid het. My vriende, kom ek noem vir u, behalwe dit wat ek nou genoem het, 'n paar dinge waarom ek sê ons moet bid. Waarom ons behoort te bid. En ek dink die heel eerste ding wat ek vir u moet sê is dat, omdat dit 'n genade voorreg is, dat ons as nietige mense met die lewende God kan praat. U weet, daar is sekere dinge in die Bybel wat my verstand te bowe gaan soms. As die Bybel in 1 Korintiërs 9 vir ons sê, ons is medewerkers van God, dan sê ek, Here, maar hoe kan dit wees? Ek is 'n nietige mens, is 'n medewerker in die oesland, in die arbeidsveld van die Here. En u en ek is dit. Dis wat die Bybel sê. Maar die voorreg dat ek en jy as nietige mense met God kan praat. Die Here Jesus, toe die disippels vir hom vra, Here, leer ons bid, toe sê hy, Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, en vergeef ons ons sondes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Praat hy met die Here, leer hy ons om met God te praat, kommunikasie tussen die hoë en die verhewe God, en 'n nietige skepsel soos u en ek op hierdie aarde. Dis waarom ons moet bid, om met God te ontmoet, om met God te kan praat. En weet jy wat, vriende, die woord van die Here leer vir ons in Hebreërs 4 vers 16, met vrymoedigheid kan ons aan die troon van genade gaan. Ek meen, die Here Jesus het gesterf, sodat die voorhangsel geskeur het, en daar nou toegang vir ons bereik is, tot in die allerheiligdom. Waarom sal ons buite bly? Waarom sal ons nie ingaan, en met gebed 'n offer bring aan hierdie hoë en verhewe God nie? Dis om met God te ontmoet. Maar dit is ook omdat die Bybel dit vir ons sê, ons moet dit doen. Vriende, God sê dit met nadruk. Dis eintlik 'n opdrag, dis eintlik 'n bevel. Dis 'n bevel van die hoë God aan sy skepsele, aan sy maaksel, dat julle moet bid. Dis die weg wat God het tussen ons en hom, dat hy met ons praat deur sy woord, ons antwoord deur gebed. In Lukas 18, u ken daardie besondere gelykenis van die onregverdige regter, wat nie wou goed doen en reg doen aan hierdie vrou wat by hom aangehou het nie. Maar die Here sê in vers 1, en hy vertel dit, hy sê dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Ek wil vir u sê vandag, vriende, ons leef in 'n moedelose tyd. Ek meen net die gedagte van die petrolprys wat een van die dae geweldig gaan styg. Dit maak jou moedeloos. Die omstandighede van die land, dit maak jou moedeloos. Te veel of te min reën, dit maak jou moedeloos. Ons leef in 'n moedelose tyd. Daar's net een ding wat jou uit moedeloosheid kan haal. En wat jou ondanks omstandighede, want soms verander die omstandighede nie, soos ek dit wil hê nie.
om jou in 'n lewe van dankbaarheid en geloof en blymoedigheid kan laat lewe, is wanneer ek en jy ons hart voor God uitgestort het. En geweet het, maar hierdie God tot wie ek nou gebid het, hy weet. Hy ken my omstandighede. Ek is nie sommer net 'n niks of 'n nobody nie. Ek is God se kind. Hy weet van my omstandighede. Ek meen, hy het hierdie omstandighede toegelaat vir sy doel. Al verstaan ek en jy dit nie nou nie. Al weet ons nie wat agter die skerms gebeur nie. Maar hy kan my besiel met blymoedigheid. Vriende, Jesus het gesê dat ons gedurig moet bid. Daardie besondere woorde in 1 Tessalonisense 5 vers 17, daai kort teksvers. Bid sonder ophou. Hoe op aarde moet ons dit regkry? Bid sonder ophou. Maar dit is 'n kort en is 'n kragtige bevel wat in enige plek ter wêreld net so verstaan kan word en verstaan moet word. In enige taal, bid sonder ophou. So hierdie gebed, hierdie woord wil nie sê ek en jy moet ons toesluit in 'n binnekamer, ons moet nooit daar uitkom nie, want ons moet bid sonder ophou nie. Ons het eendag so 'n student gehad. Stuur hom uit na 'n gemeente toe vir prakties. Hy sê nee, maar jy moet bid sonder ophou. Hy het nie tyd om preek voor te berei en te werk en mense te gaan besoek nie. Hy moet bid. Wel, hy het nie lank 'n student gebly nie. Want dis nie wat die Bybel vir ons wil sê nie. Die Bybel wil vir ons sê, ons moet altyd in die gees van gebed wees. Jy sien, daar's twee komponente, basiese komponente van gebed. Jy het eerstens 'n binnekamer gebedslewe. En vanuit hierdie gebedslewe, hierdie binnekamer gebedslewe, waar ek en jy alleen met God is, bid ons, vertrou ons, tot ons hart voor die Here uit. Bid ons oor sake wat persoonlik is. Sake wat die Here op ons hart kom lê. Bid ons vir mense, vir omstandighede wat ander nie hoef te hoor en van te weet eers nie. Maar ons bid, ons praat alleen met God. Moontlik het ons vasgestelde tye, ons het nie 'n wet daaraan verbonde nie, vriende. Jy het nie nodig om elke môre, ek moet 5 uur bid of ek moet 4 uur bid nie. Dis God wat in jou werk na sy wil en sy welbehae, soos wat jou omstandighede is. Maar dit is die geheim. Ons het ons binnekamer lewe. Vroeg in die oggend, in die middag, maak nie saak nie. Dis wat die woord van die Here vir ons leer. Dis wat God vir ons leer. Want hy sê mos vir ons, in Matteus 6 vers 6, maar wanneer jy bid, met ander woorde, dis nie as jy bid nie. Die Here neem nie aan dat ek en jy nie gaan bid nie, as jy nou een of ander tyd bid nie, maar wanneer jy bid, sê hy, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Jy sien, dis waaroor dit gaan. So uit jou binnekamer het jy lewe van gebed. Ons praat ook van die gees van gebed. Dis waar ek kan bid. Maak nie saak wanneer nie, maak nie saak wat omstandighede is nie, maak nie saak of ek nou hier in my kar ry of tussen mense is nie. Maar dit gaan oor 'n ontmoeting, 'n patroon waar ek God se stem leer ken en ek sommer dadelik by die Here kan gaan aanklop. Gaan oor 'n lewenspatroon van voortdurende gemeenskap en kontak met God. En nou wil ek vir u iets sê. Jy kan nie 'n beter gebedslewe het of gees van gebed hê as dit wat in jou binnekamer gebeur nie. Die een is die basis van die ander. Die een voed die ander. Jy moet nie dink dat jy sommer net kan bid en dinge sal gebeur en jy het geloof en vrede in jou hart, maar jy het glad nie 'n binnekamer gebedslewe nie. Dis onlosmaakbaar van mekaar. Die Here sê ons moet bid. Filippense 4 vers 6. So dis 'n opdrag van hom.
Wees oor niks besorg nie. Dominee, maar hoe kry ons dit vandag reg in hierdie besondere tyd? Hy sê, maar laat julle begeertes in alles. En alles is alles. Deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So die Here sê in sy woord, ons moet bid. En die Here sê, ons moet bid in die volgende plek. Vriende, omdat dit werklik so is, as ons God se woord reg verstaan, is gelowige gebed die aangewese manier om van God te ontvang. Ons het te doen met 'n Vader, en ons is sy kinders, 'n Vader wat wil gee, en 'n kind wat nodig het om iets te ontvang. Hy is 'n Vader, ons is 'n kind, en hy wil gee, en ons moet ontvang. Hoe kry ons dit? Deur gebed. En nou ja, anders as my kleinkind, hy weet wat goed is vir ons. Hierdie Vader, hy weet wat goed is vir ons. Hy weet wat om te gee, wanneer om te gee, hoe om te gee, die tyd om te gee, hy weet dit, hy's God. Buite hierdie mure, buite ons, in die sekulêre lewe is daar 'n wêreld wat ook wil hê, en hard werk, deur kragte in te span. En dis reg, ons moet werk, dis wat die woord van die Here sê. Maar buite hierdie mure, buite die bestek van kinders van die Here, is daar 'n wêreld wat wil hê sonder om God te vertrou, sonder om God te vra. En dis sonde. Sonder my, het Jesus gesê, kan julle niks doen nie, Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen nie. Liewe vriende, ons moet bid. God verwag van ons om te bid. Dis sy hartsbegeerte dat ons moet bid. En wanneer ons bid, moet ons vir alles bid. Dis duidelik dat ons kry nie as ons nie bid nie. Ons ken die vers. Jakobus 4 vers 2, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naïwerig. Julle kan niks verkry nie, julle veg gemaak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Sien, dis wat gebeur wanneer kinders van die Here nie meer bid nie. Dit is nou maar net so. Begin na mekaar kyk. O, daai een doen so, en hierdie een doen so, en daai een het dit gesê, en hier, julle veg en julle maak oorlog, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle pleeg moord, sê die woord van die Here. Is naïwerig, dit is net so. En nou sê Jakobus, skryf Jakobus onder die inspirasie van die Heilige Gees. Hy sê, nou wel julle bid, en julle ontvang nie. Vriende, hoe is dit moontlik, vra ek u vanmôre, dat ek en u tot 'n lewende God wat sê ons moet bid, kan bid, en ons ontvang nie? Dis onmoontlik. Dan is God nie 'n waarmaker van sy woord nie. Dan is God 'n leienaar. Want hy het gesê, bid en julle sal ontvang. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Hoe is dit moontlik dat ek kan bid en nie ontvang nie? Wel, hy sê, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Ag vriende, wanneer 'n mens voor die Here buig, moet dit sê, Here, u ken my hart, ek erken, Here, en ek sal bid. Dis my nood. U sê ek moet bid en ek sal ontvang. En dis wat die woord van die Here sê. En vriende, wanneer ek en jy nie reg weet hoe om te bid en wat om te bid nie, dan leer Romeine 8 vir ons, die Gees van die Here tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En dan kom Jakobus en hy skryf vir ons, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Here hou niks teen ons nie. Hy gee, want hy wil gee. Maar hy moet in die geloof bid, sê Jakobus 1 vers 6, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see,
wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Weet jy wanneer twyfel ek en jy? Wanneer ons nie seker is wat God wil hê en ons nie seker is van ons eie bedoelinge nie. Ons bid maar eintlik, Here, jy weet, ek wil dit anders hê. Ek bid vir Koos, maar eintlik, Here, ek wil eintlik hê, jy moet nie vir hom vrede gee nie, want kyk wat sê hy en kyk wat doen hy. Jy sien, dan kry ek nie vrede nie, want my hart is nie werklik eerlik voor God nie. Ek dink dit is hoekom gebed nie so maklik vir almal van ons is nie. Dit is hoekom gebed soms maar agterweë bly. Ek weet ek moet vir hom bid, ek weet ek moet vir hierdie sake bid, vir hierdie omstandighede bid, maar my hart is nie regtig daarin nie. En Jakobus 1:7 sê, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Vriende, gelowige gebed, 'n eerlike hart voor die Here. Bid en julle sal ontvang, soek en vir julle sal oopgemaak word, klop en vir julle sal oopgemaak word. Die volgende gedagte wat ek aan u wil noem is, waarom moet ek en jy bid? En ek wil dit so stel vanweë die geestelike stryd tussen lig en duisternis. Soos wat ek en jy hier is vanmôre, is daar 'n stryd aan die gang. Ons kan dit nie altyd met die oë sien nie, maar daar's 'n stryd. En vriende, ek en jy is in die middel van daai stryd. Daar's 'n stryd tussen lig en duisternis, tussen hemel en hel. Daar's 'n gedurende konflik oor die behoud van my siel, oor my geloofslewe, oor my gebedslewe, oor my doen en late. Daar's 'n gedurende konflik tussen hemel en hel oor my en oor u. Ek wil vanmôre vir sê, so waar as wat daar 'n God in die hemel is, wat jou gered en jou geroep het vir 'n saak, vir 'n doel hier op aarde, om rein en heilig en skoon te lewe, om 'n getuie vir die Here Jesus te wees, so waar as wat dit waar is. Net so waar is daar 'n sielevijand wat jou van God wil laat afsien, en van jou geloof en van jou getuienis, wat nie sal skroom om jou stukkend te breek en jou lewe te verwoes nie. Hy's 'n moordenaar, sê die woord van die Here. Hy's 'n aanklaer, sê die woord van die Here. Hy's 'n diabolos, hy's 'n kwaadprater. Hy stook onmin. Hy's 'n versoeker, hy's 'n verleier, hy's 'n misleier. Hy's 'n teestander. Dis alles wat die woord van die Here vir ons sê oor Satan. Efesiërs sê ons worstelstryd is teen hom. Teen die bose, teen die magte, teen die owerhede, teen die geeste. En hy sê ek en jy moet kragtig in die Here word, dat ons staande kan bly. Daar's iemand wat ons wil laat omval, wat ons in duie wil laat stort. En die Here kom gee die volle wapenrusting, dit het te doen met ons verlossing en ons sekerheid en die krag van die woord en wat God vir ons doen. Ek gaan nie oor dit nou alles praat nie. Maar wanneer Paulus ons die wapenrusting kom gee om staande te bly en kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte, met ander woorde, om soos wat die Here Jesus gesê het, om altyd te triomfeer, om met daai staat te wees. Gee die wapenrusting en dan sê hy maak dit eintlik volledig. Hy rond dit af, hy som dit op, hy sê, hier is die antwoord, die volle geheim van dit alles. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Met ander woorde, dat die Gees van die Here, die Gees van waarheid in jou sal wees en jou sal laat roep, Abba Vader, Here, ek staan in hierdie stryd, Here, daar's versoeking teen my. Ek is nou in 'n staat van versoeking. Ek is in 'n staat van moedeloosheid, kragteloosheid, wat dit ook al mag wees. En wanneer jy bid, vriende, sal die Here vir jou help. Want ons in 'n stryd. En ek moenie dink
dat alles wat met ons gebeur, sommer maar net die verloop van die lewe is nie. Lewe is nie veronderstel om te loop soos hy loop nie. Ons moet nie dink, vriende, dat sekere dinge, krisisse, goed wat gebeur, skielike siektes wat opduik, wat dit ook al mag wees, sommer maar net toevallige verloop van die lewe is nie. Daar's iemand wat ons wil ontspoor. Dink aan Job, dink aan soveel gevalle. Daar's 'n vyand. Ons is in 'n worstelstryd. En al hoe ek en jy behoue kan bly, deur hierdie lewe kan gaan, met vrede en blydskap en blymoedigheid en ware hoop, is deur God in gebed te ken en te vertrou. Dat gebed 'n offer sal wees, so deur Jesus in sy angs 'n offer te wees aan die Here Jesus. Daar is tye in jou en my lewe waar daar geweldige aanvegtinge is, aanslae, teenkantings, beproewing, soos ek gesê het, mismoedigheid. Mense, hierdie een sê dit, daai een sê dat. Die druk van omstandighede, die las van die werkspanning, siekte en tekorte wat daar mag wees. Wat sal jy doen? Wat sal ons doen? Wel, 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse, julle sorge op hom, want hy sorg vir julle. Nou eintlik sê daai teksvers, gooi dit op die Here. Los dit nou by hom. Jy doen dit deur gelowige gebed. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou sê vers 9 direk daarna, hy sê, hoe moet julle teestaan? Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Met ander woorde, nie net ons nie, daar's ander kinders van die Here. Ons is almal in hierdie stryd. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Nie, maar wat beteken dit om nugter en waaksaam te wees? Want ek is nugter en ek is waaksaam, maar wat is die werklike betekenis van dit? Wel, 1 Petrus 5 vers 7 sê, 4 vers 7 sê, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Jy sien, om nugter en ingetoe te wees, om te weet wat om te doen is, vlug na God toe. Dis dit, vlug na die Here toe, en hy sal jou bystaan. Die volgende wat ek net vir u wil noem, vriende, waarom moet ek en jy bid? Vanweer die noodsaaklikheid wat daar is, die verwagting wat God van jou en my het, dat ek en jy geestelik sal groei. Ons sal toeneem, dit is 'n gedurende opdrag. Ons moet gereed wees om Jesus te ontmoet, maar ons moet toeneem in die kennis van die Here Jesus Christus, dat ons sal bid, en dat ons sal geestelik groei. Nou daar's 'n besondere vers, Lukas 11 vers 13. Nou, die Here Jesus gee daai vers, ek wil dit net vir julle noem, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou net voor dit vertel die Here Jesus van 'n man wat by 'n persoon kom middernag en sê, vriend, daar het nou mense by my aangekom, het jy vir my brood asseblief? En die Here sê, hierdie mens sal dit nou nie doen net omdat hy sy vriend is nie, maar hy sal dit doen vanweë sy onbeskaamdheid. Hy weet, ek het 'n verantwoordelikheid om dit te doen, en hy gaan gee vir hom brood. Die Here sê, hoeveel te meer, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes te gee, sal die Gees van die Here vir julle nie gegee word nie. Vriende, dis een van die dae, Goeie Vrydag, waar Jesus sy lewe vir ons gegee het, en ons dit gaan herdenk. Nie lang van daar af nie, is dit Pinkster. Ek het vir u gewys hoe dat hierdie mense eendragtig gebid het, Gees van die Here ontvang. Uiteindelik is dit wat so nodig is.
dat die Gees van die Here die beheer van my lewe sal neem. Want wat doen die Gees van die Here? Hy maak van my 'n getuie, hy laat my geestelik groei, hy bring my nader aan die Here Jesus, nader aan God. Hy lei my deur my lewe. Hy oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sê vir my wanneer daar dinge verkeerd aan my lewe is. Hy laat my nader kom sodat ek voor die Here kan voortmoedig en reiniging kan verkry en vergifnis kan verkry. Ons moet bid, want die Gees van die Here word gegee aan die wat hom bid. Die laaste wat ek vir u gaan noem. Waarom moet ek en jy bid? Want gebed is die hoogste geestelike guns wat ek aan iemand anders kan bewys. Dis die hoogste geestelike guns wat ek aan iemand kan bewys. Ek kan nie iemand red nie, God kan iemand red. God kan alleen mense red. Maar ek kan bid dat die Here mense red. Vriende, liefde, goeie dade, vriendelikheid, baie ander mooi dade is so goed. Dis dinge wat ons aan mekaar doen en dis wonderlik, dit hoort so. Maar alles word bewys deurdat ek vir iemand bid. En ons is almal skuldig aan hierdie ding. Ons as dominees ook. Sê, broer, ek gaan vir jou bid. Hoor van iemand wat siek is, ek sal vir hom bid. En dan doen ons dit nie. Ons vergeet dit. Vriende, wanneer ons vir mense bid, alles wat ek vir mense kan doen, word uiteindelik prakties gedemonstreer en bewys. Wanneer ek tot God roep vir daai persoon op sy siekbed of haar siekbed, of in hulle krisis of in hulle nood, of wanneer ek vir hulle sê, ek gaan bid, julle ry nou Kaap toe of Durban toe, ek bid vir julle. Ek moet vir hulle bid. Dis die grootste geestelike guns wat ek vir iemand kan doen. En dit is hoekom ons byvoorbeeld ook gelees het wat Paulus vir die jong Timoteus sê, bid by elke geleentheid, vir alle mense, met smeking en danksegging, voorbiddes. Hoekom met danksegging? Hoekom moet ek vir 'n regering wat goddeloos is, dank in gebed? Het jy al daai vraag vir u gevra? Ek vra dit vir myself. Weet jy waaroor gaan hy danksegging? Nie oor dankie Here dat hulle doen wat hulle doen nie, maar dankie Here dat daar vir hulle gesterf is. Dat daar vir hulle redding beskikbaar is. Dat hulle sal red as hulle na u toe kom. Dis hoekom ons dank. Vind nou, ons word opgeroep om vir mekaar as kinders van God te bid. Jakobus 5 vers 16 sê, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Weet jy, hierdie teksvers laat my baie dink aan hoekom het ons soveel mense op 'n siektelys? Is dit nie omdat ons nie vir hulle bid nie? Dis 'n vraag wat ek vir myself vra. Dis 'n vraag wat ons moet vra. Bid ons nie te min vir mense nie, want ek het al in gemeentes gekom en ek het al self so gehad. Mense siek vir jare en jare en jare en hulle bly vir jare en maande op 'n siektelys. Ons bid vir die mense. Maar ek vra, bid ons vir daardie mense. Bid ons werklik vir daai mense. Het ons by mekaar gekom om vir hulle te vas en te bid en God vas te hou en te vertrou vir hulle? Of dis maar gerieflik, hulle moet net op die gebedslys bly. So maklik. Hy sê die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste, vervul so die wet van Christus. Die grootste, hoogste geestelike guns wat ek aan iemand kan bewys, maak nie saak wie daardie iemand is nie, is om vir daardie persoon te bid. Kom ons maak dit soos die Here Jesus ook 'n offer om te bid.
Dis 'n offer. Vriende, dit vra iets van jou. Dit vra jou tyd. Dit vra jou beplanning. Dit vra dat jy sal maak soos die Here vir ons gesê het. In Matteus sê, soek eers die koninkryk van God. Soek dit eers. En sy geregtigheid. En al die ander dinge sal bygevoeg word. Mag die Here ons help om te bid. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Wonderlike en dierbare Here, ons besef dat elke keer wanneer ons U Here noem en U naam aanroep en 'n gebed met U verkeer, of dit in ons binnekamer is, Here, en of dit agter die stuur van 'n motorkar is of daar in 'n winkelsentrum is, dan praat ons met U, die hoë en die verhewe God. Dan weet ons dat dit is die bloed van Jesus gekos, die voorhangsel is geskeur. En ons kan met vrymoedigheid die troon van genade besoek. En ons word op God die regte tyd gehelp. Here, help ons om te bid. Ons wil as ware, soos die disippels van ouds ook vir U kom sê, Here, leer ons opnuut om te bid. Help ons. Ons leef in besige tye. Daar's baie nood, daar's baie krisisse, daar's baie spanninge, daar's baie dinge in ons program. Maar help ons om gebed as 'n offer aan U te bring. Vader, ons bid dit in die naam van die Here Jesus met dank. Amen.